Nou vriende, kom ons sit so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre die voorreg het om te kan saam wees as gemeente. Baie dankie vir hulle wat inskakel en saam met ons u eer en verheerlik vir u goedheid, u guns en u genade oor ons. Dit is so, Here, dat u is die fontein van lewende water en in u lig sien ons die lig. Daarom is ons gebed ook vanmôre, Here, dat u ons oë sal open, dat ons die wonders uit u wet sal raak sien. Ek het hierdie week so daaraan gedink, Here, dat ons as land in besonder, wat as 'n Christelike land bekend gestaan het die fontein van lewende waters verlaat en vir ons gebarste reënbakke uitgekap wat geen water kan hou nie. En Here, ons beleef die geweldige agteruitgang, die hartseer, die armoede, die sonde, die ellende wat om ons sigbaar word en elke dag meer en meer sigbaar word. En daarom wil ons as kerk van Jesus, as kinders van u voor u kom buig en vra, Here, dat ons grootste taak en grootste roeping wat u ons gegee het, uitgevoer sal word, dag na dag, deur die evangelie van Jesus Christus te bring aan hulle, wat wegsink in sonde en in ellende. En Vader, mag dit u behaag om siele te red, terwille van u seun Jesus Christus, en terwille van die werk wat hy aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen het. Baie dankie dat ons hoop geanker lê in die waarheid van die woord, en dat ons die voorreg het om hierdie kosbare, tydlose waarheid aan elke nasie, taal en stam en volk oor te dra, want Here, u sê die evangelie is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dankie vir u goedheid en guns oor ons die afgelope tyd van ons afwesigheid hier by die gemeente. Dankie dat u die gemeente versorg en in stand gehou het. Here, dankie vir hulle liefde teenoor ons en dankie dat ons 'n liefde vir hulle kan hê, wat u self in ons harte vir ons kom werk. En dit is presies wat u bid, daar in Johannes 17, dat ons een sal wees, en dan gebruik u daar die pragtige voorbeeld, soos die Vader en die Seun en die Heilige Gees een is. En ons bely, Here, dat hierdie eenheid dikwels verbreek kan word deur verskeie faktore. Maar ons vra dat ons 'n bydrae sal lewer tot die eenheid van die liggaam van Christus, deur lief te wees vir die waarheid en mekaar op te bou in die allerheiligste geloof. Here, baie dankie dat ons ook weet dat ons mekaar se laste kan dra en so die wet van Christus kan vervul. En daarom vra ons dat ons aktief in u akker sal arbei en in besonder vir die huisgenote van die geloof, dan sal sorg en sal lief hê en sal koester, sodat u ook verheerlik sal word. Dat mense wat hier instap, sal kan sê, maar ons ervaar en verstaan en sien, dat God deur sy Gees hier werksaam is en teenwoordig is. Ag, ons wil vanmôre kom bid, Here, vir elke ander plek, waar u woord in waarheid verkondig sal word, dat u deur u Gees, Here, harte sal open vir die waarheid van u woord, dat u prediker sal versterk, en dat u self verheerlik sal word, Vader, deur u Seun, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Red siele in hierdie dag, heilig u kinders, berei ons voor vir u naderende koms, en mag ons besig wees met daardie groot en kosbare opdrag, om die wêreld in te gaan en die evangelie te verkondig. Dankie vir u instaatstellende krag, wat ons dag na dag dra en motiveer, om ons allerbeste vir u te gee, ons allerhoogste. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Nou vriende, ek het nou baie gedink, wat sal ek vanmôre vir u sê na so lang tyd van afwesigheid? Ek weet nie waar u was nie, maar het lyk vir my of ons lank weg was van mekaar af. En dan wonder 'n ou, wat sal ou preek en wat sal ou sê, en is daar iets besonders wat 'n ouer moet preek, en daar is baie gedagtes wat na vore gekom het, en ek het in hierdie vakansietydperk geluister na 'n klomp boodskappe oor manne soos Augustinus, Charles Simeon, Martin Luther, Johannes Calvin, en wat my getref het en wat my ook gemotiveer het om vanmôre aan te gaan met my reeks boodskappe uit die boek Openbaring is wat Johannes Calvin gedoen het. Nou hy is in 1538 is Johannes Calvin uit Geneva, Switserland, is hy geban, omdat hy dinge gepreek het waarvan mense nie baie gehou het nie. En hulle het hom 3 jaar uit Geneva geban,
en daar het 'n groot verval gekom in die dorp, en hulle kry hom weer terug, en hulle sê vir hom, luister, kom red wat daar te redde is, en hulle sê, September 1541, toe hy in die kansel kom staan in Geneva, toe gaan hy aan met die volgende teksvers, wat hy gepreek het in 1538. En toe besef ek, het help nie, ek spring rond hierdie kant toe en daardie kant toe nie, want dan gaan ons nie klaar kry met die wederkoms van die Here, miskien voor hy kom nie. So die beste is dat ons maar aangaan met die reeks, en daarom gaan ek 'n kort oorsig met u hanteer, en dan by vanmôre se boodskap uitkom. Vanmôre gaan ek met u praat oor die gedagte van die misleiding van hedendaagse openbaringe rakende die hemel en die hel. Dis die 4de boodskap. Ek sou hom gepreek het die Sondag voor ek met vakansie gegaan het, maar weens omstandighede buite my beheer kon ek dit nie gepreek het nie. So jammer dat u nou moes wag, maar ek het hom nou so goed voorberei dat ek u kan besig hou vir baie langer as gewoonlik. Nou ons trek hier op die kaart, u sal sien die boekrol, Openbaring wat vir ons hier aangedui word, en ons praat daarvan die 7 gemeentes of die genade dispensasie nadat Jesus gesterf het en opgestaan het, sien ons dan die 7 gemeentes. Ons het klaargemaak met die 7 gemeentes en toe bietjie met u gepraat oor hierdie gedagte van die wegname van die kerk van die Here Jesus, al die weergeborenes. Ons het bietjie gepraat oor die beloning wat die kinders van die Here gaan kry in die bruilof van die lam. En vanmôre is dit nodig om net so ietsie te sê nog uit Openbaring 4 oor die gedagte van Johannes wat weggeruk is na die hemel en wat ons vandag beleef in die tyd waarin ons onsself bevind, waar baie mense sê dat hulle ook weggeruk is in die hemel en vir ons dik boeke skryf en vir ons sê wat hulle daar ervaar en beleef het en geweldige verwarring bring in die kerk van die Here Jesus en die liggaam van Christus eintlik skeur, omdat daar soveel dinge ingebring word deur sogenaamde mense oor dit wat hulle sien en hoor, wat nie altyd ooreenkom met die Bybel nie. Nou, tot op hier het ons vir u gesê dat die Bybel vir ons na die laaste gemeente, die gemeente van Laodicea, vir ons sê dat Johannes na hierdie dinge in die hemel opgeneem is en daar sekere dinge gesien het. So na die kerkdispensasie het die Here dan ook vir Johannes laat sien wat nog sal gebeur. Ons het vir jou al reeds gesê in Openbaring 4 vind ons die 24 ouderlinge voor die troon van God. Hierdie 24 ouderlinge is verteenwoordigend van die kerk van die Here Jesus op aarde en u is baie welkom om die boodskappe te bekom as u meer daaroor wil weet. Vir u gesê het, hulle het korone ontvang wat hulle aan die voete van Jesus neergewerp het en vir u ook baie duidelik gesê in die boodskappe wat verby is, dat nie almal dieselfde loon sal ontvang nie. Daarom het die oproep gekom by die laaste boodskap wat ons hanteer het, uit 2 Johannes 1 vers 8 wat sê, wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. Vriende, ek het gister, toe ek my swaar begrawe het, gedink daaraan, dat nie een van ons weet wanneer ons sterfdag gaan aanbreek nie. Daarom vra ek vanmôre vir u hier aan die begin van ons erediens, is u ywerig in die akker van God besig? Is u besig om ewige loon te vergader waar u voor die Here sal staan en uit sy mond sal hoor, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Die afgelope tyd wat ons so bietjie deur worstelinge en wroeginge gegaan het, was my begeerte gewees, Here, dat ek met alles in my en met die laaste bietjie energie wat u my gee, dat ek u naam sal verheerlik en aan elke nasie, taal, volk en stam te sê, daar is 'n God wat jou liefhet, hy wil jou in sy seun Jesus red, sodat jy 'n heilige en onberisplike lewe kan lei, om hom te verheerlik, om eendag by hom die mooi so dan te hoor. Nou, ek het die voorreg om die 3de seun groot te maak, soos u nou al weet. En baie keer as Kalfyn iets goed doen, dan sê ek vir hom, seun, dit was nou grand gewees. Dink pa so. Hy geniet dit, hy hou daarvan. As ek vir hom sê, luister, dit wat jy gedoen het was goed. Om te komplimenteer en dink daaraan wanneer die God van hemel en aarde eendag vir my en jou gaan sê, wanneer ons in sy heerlikheid staan en hy sê, my kind, my seun, my dogter, ek wil vir jou sê, mooi so. Jy het die goeie stryd gestry. Jy het hierdie oorwinning behaal en jy het bo alles die geloof behou. Daarom wil ek u aanmoedig, vriende, dat ons uit hierdie boodskappe wat ons reeds uit Openbaring 4 hanteer het,
werklik te sê, Here, ek wil met nuwe ywer en met nuwe krag en nuwe energie U dien, sodat ek eendag die mooi so by U kan ontvang. Vanmôre moet ons ongelukkig ook by die negatiewe kant uitkom van dit wat ons vandag beleef, en ek gaan vir U lees uit Openbaring 4 en dan bietjie met U praat oor die gedagte, die misleiding van hedendaagse openbaringe rakende die hemel en die hel. Openbaring 4, Johannes is aan die woord, onder leiding van die Heilige Gees skryf hy, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk, soos die steen jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog, wat in sy voorkoms gelyk het, soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas, soos kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die 4de lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Baie besondere gedeelte in die woord, en soos reeds aangekondig is dit ons 4de boodskap uit Openbaring, die 4de hoofstuk. En ek praat vanmôre met U onder die tema die Openbaring aan Johannes, nadat die deur in die hemel geopen is, en in besonder die misleiding van hedendaagse openbaringe rakende die hemel en die hel. Nou vriende, soos reeds gesê, sou ek hierdie boodskap aan U gebring het net voor ons vakansie, en dit het nou nie gebeur nie, maar ek dank die Here dat ek nou die voorreg het om met U te deel, wat die Here ook uit die woord met my gedeel het in hierdie tyd van voorbereiding. U sien, ons bevind onsself, soos ek glo U sal saamstem, in 'n baie unieke tyd in die kerk van die Here Jesus, maar eintlik 'n Bybels verwagte tyd. Wat bedoel ek daarby? Ons beleef 'n tyd, vriende, waar mense se woorde, mense se idees, opinies, dinge wat deur tradisie oorgelewer is, mense wat praat namens God, gelykgestel word aan die woord van God, en verwarring bring in die kerk van die Here Jesus, sodat die deursnee Christen nie meer weet wat reg en wat verkeerd is nie, of geweldig twyfel aan, wanneer hulle iets hoor, is dit reg of is dit verkeerd? Ek het nou vanmôre uit die boek van Gertzner gelees, dis 'n groot teoloog van so 'n paar jaar gelede, wat gesê dat die groot probleem van die kerk is, dat daar nie meer onderskeidingsvermoë in die kerk van die Here Jesus onder kinders van die Here in die breë is nie. Ons dank die Here vir hulle wat onderskeidingsvermoë het deur 'n goeie studie van die Bybel. Maar ons beleef 'n tyd waar alles en nog meer in die kerk van die Here Jesus geakkommodeer word. En as 'n mens iets teen dit wil sê, dan sê mense, jy wil die kerk verdeel. Jy is iemand wat altyd stroom op wil wees. Jy's iemand wat dinge sê wat liefs kon gebly het. En ek wil vanmôre vir u sê dat 'n predikant
is 'n wagter wat op Sionsmuur staan, en ons roep hard, en ons roep duidelik uit, dit wat God in sy woord sê, want ons moet voor hom gaan staan, om rekenskap te gee van ons lewe, en meer nog, van ons bediening, en hoe ons die kudde van die Here gelei en begelei het. Nou as u gaan kyk na die deursnee kanaal, of televisiekanale waar Christelike programme uitgesaai word, programme soos, of kanale soos die TBN kanaal, God Channel, en verskillende ander kanale, sal u gou agterkom, dat Christenskap 'n nuwe baadjie aangetrek het. Nou op die kanaal TBN is daar 'n baie gewilde program wat Sit Rof dan ook aanbied weekliks met die naam van It's Supernatural. Nou, as u nou vir Sit Rof ken, is so 'n klein kort, marerige oomietjie, wat nou vir jare lank al met mense onderhoude voer, van hoe hulle na die hemel weggeruk is, na die hel weggeruk is, van een plek na ander plek gegaan het, en al die jare wat hy die program aanbied, sê vir hierdie mense, hy bid dat die Here dit ook vir hom sal gee, en dat hy ook hierdie voorreg sal hê om hemel, hel, en na ander plekke dan getransporteer kan word. Nou, dit het nog nie met hom gebeur nie, maar kom ek sê vir u wat gebeur met die mense met wie hy onderhoude het. Onlangs het een van die mense, en u kan daar op die YouTube kanaal van Justin Peters gaan kyk, hy het 'n program wat hy praat oor Why Are Charismatics So Weird, praat hy van hierdie programme, en hy gee vir ons sulke kort grepe van hierdie onderhoude. En onlangs het een van die manne wat op sy kanaal verskyn het, gesê hoe hy weggeruk is in die heerlikheid van die hemel, en hoe hy by God die Vader se troonkamer afgeluister het, wat hy en Jesus vir mekaar gesê het. Nou moet u onthou, TBN se kanaal het miljoene kykers, en die mense klap hande en hulle sê, wow, dat hierdie ou die voorreg gehad het, om in die hemel af te luister by die troonkamer, en soos een prediker gesê het, miskien moet hulle die sekuriteit in die hemel bietjie opskerp. Want lyk my enige ou kan inkom en afluister wat in die troonkamer aangaan. U sien die belaglikheid van wat ek probeer sê. Daar word dinge gevertel waar mense saam met die Here partytjie hou in die hemel, en allerhande snaaks en bizarre goed, wat deesdae in die kerk van die Here Jesus geakkommodeer word. En ons spot baie keer en ons sê, jong, die charismate, hulle is weird. Maar ek wil vir u sê, in die gereformeerde kerke is dit nie beter nie. Die gereformeerde leer, die leer van die Bybel, protestantse beginsels, is besig om by die agterdeur uitgegooi te word, omdat ons luister na almal, en ons soek getalle, en ons volg mense na, en ons dink omdat charismatiese kerke groei, as ons ietsie daarvan inbring, sal die Here ons ook seën. Luister, die Here seën sy woord. En as ons 10 mense is wat lief is vir God en vir sy woord, dan is God hier, en sy seën sal hy hier gebied, en ons sal hom verheerlik. Ek lees onlangs in 'n gereformeerde blad, wat uitgegee word van 'n vrou, wat dood gegaan het. Nou hierdie vrou is in 'n gereformeerde kerk, en sy het die artikel geskryf, en die artikel is geplaas, en kom ek lees vir u wat hierdie vrou sê. Sy vertel toe sy sterwe het engele haar na die hemel weggeneem. En toe sy by die hemel kom, met die Here Jesus gestaan, omring met pragtige madeliefies, wat om hom was. En ek lees vir u presies wat sy sê. Hy, dit is Jesus, was omring met pragtige geel madeliefies, en sy hande was uitgestrek na my, en sy woorde was, gaan terug na jou kinders toe. En ek lees en ek dink by myself, dit maak nie 'n sin nie. As hierdie klein dogter van ons begin loop, en oupa steek sy hande uit na haar en sê, kom na oupa toe, en sy begin hardop, ek sê, gaan terug na jou ma toe. Maar dis die probleem van ons tyd. Hierdie goed word geplaas in blaaie van gereformeerde kerke, en niemand sê niks daaroor nie. Want dis wat ons wil hê. Dis nie meer God se woord en sy gesag nie, maar elkeen sy ervaring en sy opinie en sy oorlewering.
Die kansel is gereserveer vir wat God sê, en as ons name moet noem, dan noem ons name. Paulus praat van Alexander en Herminius, wat dinge gedoen het, wat teen God se woord was, en hy het hulle name genoem, sodat ek vandag 2000 jaar later, weet van hierdie manne, wat hulle gedoen het, en waarom hulle name genoem was, en waarom hulle God nie verheerlik het nie. Die kansel is die plek waar ons die woord proklameer, en as mense dinge doen wat God nie verheerlik nie, dan sê ons dit. Dis waarvoor die kerk van Jesus daar is. Ons is nie klomp ruggraatlose jellyvisse, wat sit en kyk hoe dinge verval, en ons sê niks daaroor nie. Dis die taak en die plig van die kerk, om dan ook in hierdie tyd te staan, en te sê, so sê die Here. Vriende, ons voel baie keer soos geestelike agtergeblewenes, geestelike weeskinders, want hierheen gaan hemel toe, en daarheen sien engele, en hierheen het 'n droom, en hierheen het 'n ervaring, en hierheen hoor 'n stem, en hierheen het 'n visioen, en ons vra vir onsself die vraag af, is ek gered? Is ek miskien nie geesvervuld nie? Want hoor hoe almal praat, en wat hulle sien, en wat hulle beleef en ervaar, en ek wil vanmôre vir u sê, kom ons kyk, is hierdie vertellings waar? Kan ons dit met die skrif vergelyk? Is daar ooreenkomste, en wat moet ons doen met die hedendaagse vertellings van almal wat hemel toe gaan, en elke tweede persoon wat Jesus sien, en iets van die hel sien, en vir ons in 'n dik boek kom vertel wat gebeur. Ek wys vir julle 'n paar boeke. Nou toe ek jonk was die boeke van Mary Baxter die gewilde boeke. Wie het al hierdie boeke gesien en gelees? Ok, julle klomp van u. En nou Mary Baxter het gepraat van die openbaring van die hel, en die openbaring van die hemel, en u sal sien onder in samewerking met Dr. Lowry. Nou ek wonder of hy saam met haar gedroom het, of miskien mekaar ontmoet het op pad na die ervaring op openbaring, of miskien bevestig het dat sy die regte goed gesien het, want dit daar gelaat, ek het die boeke op my rak, en u sal nou sien die dag as die Here my lewe kom neem, baie boeke op die voorblaai het ek geskryf met 'n dik koutjie dwaling. So u gaan 'n Koran in my studeerkamer kry, dis nie omdat ek die Koran lees nie. Die boek van Mormon is daar, dis nie omdat ek die boek van Mormon lees nie. Daarop staan dwaling. En ek wil vir u sê, baie van hierdie boeke kan jy maar dieselfde oorskryf, want dit is nie eie aan God se woord en die openbaring wat God in sy woord vir ons kom gee het nie. Ek het so tyd terug toe hierdie boek 'n geweldige treffer was, Die Hemel is 'n werklikheid, of Heaven is so real van Sue Thomas, het ek daaroor gepreek, en jy sal sien Dr. David Yankee Chow was die ou wat hierdie boek nou aanbeveel het. Hy's 'n predikant van 'n massiewe groot kerk. Hierdie vrou, vriende, as jy haar sien in die onderhoude, het letterlik heeltyd so gesit en ruk. Want sy was met iets gevul, maar dit was definitief nie met die gees van die lewende God nie. En as u hierdie boek gaan lees, sal jy agterkom, sy het vreemde ervarings, maar luister, dit was 'n topverkoper, wat deur Koen boeke verkoop is. Jammer ek het die naam genoem. Ek wil nou nie aanstoot gee oor die naam wat ek genoem het nie. To Heaven and Back was geskryf, kyk daarbo wat staan, New York Times bestseller. Ek wil vir u sê, mense wil van die Bybel niks weet nie. Mense wil van protestantse godsdiens niks weet nie. Maar hierdie boeke word nommer 1 topverkoper, wanneer dit die mark tref. En almal soek die sensasie van iemand wat na die hemel weggeruk is. Maar Johannes se openbaring in hierdie Openbaring 4 en verder en ander plekke, mense steur hulle nie veel daaraan nie. En dan sien u daar 90 minute in die hemel, 90 minutes in heaven van Don Piper, a true story of death and life. My visits to heaven, Matthew Payne wat het geskryf het. Die ander boek, A Glimpse of Heaven. U sal sien al hierdie boeke is topverkopers en hulle is New York Times bestsellers. En u weet seker almal van hierdie boek, miskien het u hom al gelees. The Boy Who Came Back from Heaven, en hy het 'n hele storie vertel, hulle het miljoene gemaak, en later toe sê hy vir hulle, sorry, net 'n grappie gewees, daar was bietjie kontantvloei probleem, lyk my, en die mense het miljoene ingesamel, met hierdie seun wat kwansuis by die hemel uitgekom het. U sien, dis die probleem van ons tyd, ons soek die sensasie, maar ons soek nie meer dit wat eie aan God se woord is nie. Daarom gaan ek vanmôre met die tyd wat oorbly, en ek sien daar is
5 minute vir elke punt, en dan moet ons bietjie belasting en inflasie inwerk, maar ons sal nie te lank wees nie. Die 4 punte wat ons gaan hanteer is, was daar mense wat werklik die heerlikheid van die hemel en die afgryslikheid van die hel gesien het? Kom ons beantwoord vanmôre daardie vraag. Die tweede vraag, indien, wat was hulle reaksie en opdrag wat hulle dikwels ontvang het, nadat hulle dit gesien en gehoor het? Kan ons die hedendaagse weergawes glo en vertrou? En dan die 4de gedagte, wat leer ons uit die verhaal van die ryk man en Lazarus? En ek gaan dadelik wegspring deur die eerste vraag aan u te probeer beantwoord. Was daar mense wat werklik die heerlikheid van die hemel en die afgryslikheid van die hel gesien het? Wat sal u sê? Ok, wat ek vir u kan sê is dat ons lees nêrens in die Bybel van iemand wat die afgryslikheid van die hel gesien het en teruggekom het en vir ons kom vertel het wat daar aangaan nie. Maar daar was in die Bybel mense wat God op besondere maniere die heerlikheid van die hemel laat sien het. En daardie tyd is verby. Ek gaan vir u dit uit die woord wys. Jesaja 6 vers 1, in die sterfjaar van koning Usia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Onthou, Jesaja was 'n profeet, geroep deur die Here, afgesonder vir die werk van die Here. Die Bybel was nog nie geskryf daai tyd nie. Die kanon was nog nie afgehandel nie. Die Here het besonder met sy profete gepraat. Hy het nie met almal in die volk Israel gepraat nie, maar met sy profete, sodat sy profete sy boodskap kan oordra en die mense kan hoor, maar God het met hom gepraat. En ons hoor nou God se stem deur die profeet se woorde. Jesaja vertel van serafs het bo die Here gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek en met 2 sy voete. En vers 3 en hulle het uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Baie interessant, het klink amper soos vanmôre se voorlesing uit die boek Openbaring. U sien die heerlikheid van die Here is geopenbaar en Jesaja het dit gesien. Ons lees in 2 Korintiërs 12 vers 1, die apostel Paulus, wat die voorreg gehad het, en hy sê, ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie. God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. Nou die 3de hemel wat hy hiervan praat, is die woonplek van God. Ons kry die atmosferiese hemel, die sterrehemel, en ons kry dan die 3de hemel, die woonplek van die Here. Paulus het die voorreg gehad om hierdie heerlikheid te aanskou. Openbaring 1 vers 1 sien ons hoe Jesus homself aan Johannes op die eiland Patmos geopenbaar het, en dan lees ons daar in hoofstuk 4 vers 1, na hierdie dinge, nadat die Here homself aan Johannes openbaar het, en oor die 7 gemeentes gepraat het, sê die Bybel vir ons in hoofstuk 4 vers 1, na hierdie ontmoeting van Johannes met Jesus op die eiland Patmos, na hierdie ding het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen. En ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Let op die woorde. Die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het, Jesus Christus self sê vir Johannes, kom op hierheen. Dat ek jou kan toon wat in die heerlikheid van die hemel sal gebeur en wat in die einddispensasie sal plaasvind. So is daar mense wat die hemel gesien het. Ja. Waar is dit opgeteken? In die Bybel. Daar is nie vir ons mense wat van die hel af teruggekom het en in die Bybel opgeteken het wat hulle daar gesien het nie. Ons lees hoe Jesus praat oor die hel. Ons lees van Johannes wat sê dit is 'n plek, 'n poel van vuur. Jesus praat van waar die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Maar ons sien nie 'n profeet of 'n apostel wat na die hel weggeneem is en vir ons iets in die woord daaroor geskryf het in detail soos hulle die hemel gesien het nie. So was daar mense wat die hemel gesien het? Ons lees daarvan in die Bybel, profete en apostels, maar uitsonderlik. En nou kyk ons na die tweede gedagte. Wat was hulle reaksie en die opdrag wat hulle dikwels ontvang het? Ek het vir u gesê, Jesaja die heerlikheid van die hemel gesien. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore.
Ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë die koning, die Here van die leerskare gesien. Hierdie man Jesaja was letterlik in angs vasgevang. Hy was beangs om te dink dat hy iets van God se heerlikheid gesien het, en hy sê, wee my. 'n Profeet wat sê, luister, voor hierdie heilige God is ek eintlik doemwaardig. Die hedendaagse mense wat boeke skryf oor die hemel en die hel, word vir onderhoude genooi en hulle lag en gesels oor die hemel en die hel asof dit iets snaaks is wat met hulle gebeur het. Die ander ou vertel nou die dag dat hy moet 'n hemelse huis bak. Opgetel is by sy huis en deur hierdie honderde duisende kilometers gegaan het in 'n oomblik, in 'n spoed, en toe die deur oopgaan, toe is hy by die hemel. En mense koop die boeke en hulle luister daarna. Ek wil vir u sê, die Bybel sê vir ons, toe Jesaja die heerlikheid van die Here sien, toe sê hy, wee my. Paulus, 2 Korintiërs 12, ons het nou vir u vers 1 en 2 gelees, maar Paulus gaan verder en hy sê, hierdie man, of dit in die liggaam was of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Nou vra ek vir jou met trane in my navy blue eyes, as Paulus nie mag uitspreek wat hy gesien het nie, hoe is dit moontlik dat mense boeke van 300 en 400 bladsye skryf oor wat hulle gesien en hulle gehoor het? Dit maak mos nie sin nie. Iets sê vir my daar is 'n probleem. Die Here sê vir Paulus, die apostel van apostels, jy bly stil oor wat jy gesien het. En die deursnee Jan Rapp en sy maat vertel vir ons baie wat hulle gesien en gehoor het. En ons kom agter, daar is 'n groot probleem in die kerk van die Here Jesus. Jy sien, die probleem van ons tyd is, Daniël 12 vers 4, en jy Daniël hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Die probleem van ons tyd is dat mense, soos die skrif sê, leenagtig is, terwyl God waaragtig is. Ons het ons vrees vir God verloor. Daarom sal ons boeke skryf en van die kant sal dinge sê wat ons kwansies van God gehoor het. Die Here het vir my vanmôre gesê om vir jou te sê, hy het nie vir my gesê nie. Ek het voorberei en ek het gevra dat sy Gees my wysheid sal gee, dat ek vir u kan sê wat in die woord staan. Ek gaan later bietjie meer daaroor sê, maar u sien, Daniël kom en hy sê, nadat hy hierdie heerlikheid van God gesien het in Daniël 12, sê die Here vir hom, hou hierdie woorde verseël tot die einde van die tyd. En daar het Johannes vir ons bietjie meer detail gegee oor wat aan die einde gaan gebeur. Ons lees van Johannes Openbaring 1:17, toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Ek val soos 'n dooie aan sy voete. Hy het sy regterhand op my gelê en gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. Openbaring 10 vers 4. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het die stem uit die hemel vir my hoor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie. Kan u begin agterkom die waarheid teenoor die leuen, God se woord teenoor die stemme van mense, dit wat die woord vir ons verklaar teenoor wat mense vir ons skryf? U sien, ons dink as daar staan Christelike uitgewersmaatskappy. Hierdie mense, wonderlik. Kom ons gaan koop 'n boek by hulle, wat ook al die topverkoper is, of dit nou Creflo Dollar is, of dit nou T.D. Jakes is, of dit nou Benny Hinn se boeke is, ons slurp dit op, want ons soek sensasie. Ek wil vanmôre vir u sê, dat nadat hierdie manne wat waarlik die hemel gesien het, hierdie voorreg gehaat het om te sien wat God aan hulle wou openbaar, het hulle baie min daaroor te sê gehad. Want die mense tong kan nie beskryf wat in die heerlikheid van God aan die gang is nie. Ons is te sondig in ons wese, daarom moet ons eendag 'n verheerlikte liggaam kry, om die heerlikheid van die Here te geniet, te waardeer, en ons sal nooit ophou praat daaroor in die ewigheid nie. Die derde gedagte, en ek hou nog goed by my tyd, so wees gelukkig en tevrede, miskien gaan die laaste punt so bietjie langer wees.
Die vraag is, kan ons die hedendaagse weergawes vertrou? En ek het eintlik al klaar my antwoord weggegee, dat ons dit nie kan vertrou nie. Nou wil ek net gou vir u sê, dat die boeke wat ons deesdae op die rakke kry, van mense wat die hemel en die hel gesien het, is nie nuwe verskynsels nie. As u die geskiedenis so 'n bietjie gaan lees, was daar 85 na Christus, 'n man met die naam van Montanus. Hy het 2 profetesse gehad, dames, met die naam van Maximilla en Aquila. Nou hierdie 2 vrouens het stemme gehoor, visioene, snaakse verskynsels, en die protestantse kerk het hulle uitgeban. Die ware kerk van Jesus het gesê, julle is nie verder welkom in die kerk nie, want julle verwar mense, en julle trek die woord van God in twyfel, en julle bring verwarring, en hulle was uitgeban uit die kerk van die Here Jesus. Vandag wil die deursnee kerk hierdie goed omhels. Die groot man, Santa Multiplex sambreel van aanvaarbaarheid, en ons moet nie verdeeldheid bring nie, en kom ons hoor wat sê die ander een, en kom ons sit om 'n tafel en ons soek so 'n bietjie raakpunte, dat ons nie verdeeldheid sal bring nie. Ek wil vir u sê, wanneer mense dinge sê wat die skrif nie sê nie, moet ons ore gespits word. En ons moet luister met 'n hart wat sê, Here, gee my onderskeidingsvermoë, sodat ek nie vir die dwaling val nie. Waarom kan ons die hedendaagse weergawes nie vertrou nie? In die eerste plek, die gereelde leuns wat later uitkom, dat die vertellings maar net stories is wat opgemaak is. Baie interessant, die New York Times bestsellers is die boeke van die drome en die visioene en die rit na die hemel toe. Maar het u al 'n topverkoper gesien van jong seun verklaar dat dit wat hy gesien het eintlik 'n leuen was? Is daar 'n topverkoper oor dit? Jy sien dit in die Koran daaronder, so 'n tipe van 'n ietsie wat geskryf word van die leuen. Hoekom? Want sensasie verkoop. Jy maak groot geld met sensasie. Waarom kan ons hier die hedendaagse weergawes nie vertrou nie? Eenvoudig omdat die vertellings dikwels leenagtig is. 'n tweede plek, die konstante verskille met wat hulle sien en wat die woord ons leer oor die hemel en die hel. U kan maar van hierdie boeke gaan lees as u tyd het en nie geld om te mors. Die meeste boeke kan jy maar gebruik om jou braaivleisrooster mee skoon te maak. Ek hoop nie jy word vergiftig met die kos wat jy daar gaan opsit nie, maar die gedagte eenvoudig, die konstante verskille. As u Sue Thomas se boek gaan lees, het sy die snaakste verskynsels gesien in die hemel. En baie Christene kon nie onderskei het of dit reg of verkeerd was nie. 'n derde gedagte waarom ons hier die hedendaagse weergawes nie kan vertrou nie, die feit dat bykans elke boek in New York Times topverkoper word wat miljoene dollars in. Met ander woorde, sensasie is die dryfveer met stories wat die leser aangryp. Die Bybel word nie meer as genoegsaam, in die vierde plek. Die Bybel word nie meer as genoegsaam beskou nie. Die meeste sê die Bybel is uitgedateer en hulle gebruik die profesie van Joël in Handelinge 2 in die laaste dae, sal ons drome en gesigte sien, en iemand wat die teks so verklaar is iemand wat nie met die Bybel eerlik omgaan nie. Is iemand wat die Bybel gebruik buite konteks om vir homself naam te maak of dan ook mense te mislei. Luister, die Bybel is nie uitgedateer nie. Hierdie Bybel is meer op datum as môre se koerant. Môre se koerant is ou nuus van gister en eergister. Die Bybel is vir ons 'n boek wat ons kan vertrou. U sien, mense wag vir die volgende nuwe weergawe van een of ander feilbare mens wat kwansies weggeruk is en iets van die hemel of die hel gesien het. Waarom kan ons dit nie vertrou nie? Die Bybel leer ons dat die paar mense wat bevoorreg was om so 'n kykie van die hemel te kry, die meeste inligting moes verseël. Waarom sal die Here dikwels vir sy profete en apostels sê om dit wat hulle sien en hoor te verseël? En nou aan elke Janrap en sy maat honderde bladsye se dinge openbaar. Ons moet logies begin dink. Ons moet begin ons verstand gebruik. En nie alles wat onder die vaandel van Christendom vir ons deurgegee word aanvaar asof dit Christelik is nie. Ek wil vir u sê, kyk na Bybelse voorbeelde. Lazarus was 4 dae in die graf. Hoeveel het hy vir ons vertel van die hemel wat hy gesien het? Want hy was 'n vriend van Jesus, hy was 'n geredde man, hy sterwe, toe hy uit die dode opgewek is. Hoeveel het hy vir ons vertel van die hemel?
Jy weet mos van daai boek, die apokriewe boek, Lazarus, 1 tot 4, wat ek in die hemel gesien het. Nee, ons kan hom skryf as u wil, dan maak ons 'n paar rand vir ons gemeente, en dan sê ons vir hulle, die Here het vir ons iets geopenbaar, wat Lazarus aan hom geopenbaar was, en hy het dit net nie kans gehad om te vertel nie. Ek wil vir u probeer wys op die belaglikheid hiervan. 'n Man soos Lazarus was 4 dae dood, hy word opgewek en hy sê nie 'n woord oor wat hy gesien het nie. Ons dink aan die seun van die weduwee van Naam, Lukas 7, dogtertjie van Jairus, Markus 5. Almal van hulle was werklik fisies dood. En die een van hulle vertel van 'n openbaring van die hemel, of iets wat hulle gesien het na die dood, wat hulle vir ons wou kom vertel het nie. Ek is van mening dat ons hierdie leuns en hierdie boeke moet vermy, verwerp en ons skaar by God se woord. Die openbaring en die verklaring wat hy vir ons gegee het, geïnspireer deur die Heilige Gees. Die laaste punt wat ek by wil stil staan, gaan juis vir ons bietjie meer verduidelik waarom ons die woord van God moet glo as die enigste gesag. Dr. Phil Johnson skryf, hy sê, the idea that God routinely speaks directly to his people has found more widespread acceptance today than at any time in the history of the church. But this kind of thinking is totally at odds with the principle of sola scriptura. Hy gaan verder deur te sê, the Bible proclaims its own sufficiency. It gives us all the explicit guidance we can get from God. There is no warrant in Scripture to listen for God's voice to speak to us through subjective impressions or by any means that bypass the word of God. Luister, as iemand vir my sê, die Here het vir hom gesê, dan sê ek vir hom, wie sê so? Dit kan jou eie gedagte wees. Dit kan miskien 'n oomblik wees wat jy dink aan iets en jy dink God het vir jou gesê. God herinner jou aan sy woord. En as jy Sondag sal sy Gees jou oortuig deur sy woord. Mense wat stemme, visioene, drome, die hemel, die hel, alles sien en daaroor praat, is mense wat baie versigtig moet wees vir die twyfel wat hulle saai onder kinders van die Here oor die gesag van God se onfeilbare woord. 2 Korintiërs 11 kom Paulus na die gemeente in Korinthe en hy sê, verdra my tog bietjie in my dwaasheid. Want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Het jy al 'n dwaalleraar gesien, met so groot bord, jy weet mos daai wat hulle by bedel by die roebord, dan staan daar, ek is werkloos, ek soek kos, nee, ek soek werk, en kos, en dit as jy van werk wil gee, vra hoeveel betaal jy? Hoe lank moet ek werk? Dan wil hy onderhandel, maar in 'n geval, hy bord is so groot, en ons almal weet, hierdie ou is werkloos en hy bedel. Het jy al 'n dwaalleraar gesien, wat in 'n kerk kom met so groot bord, en daar staan groot in swart geskrywe, ek is 'n dwaalleraar, en ek gaan jou nou mislei nie. Het jy al dit gesien? Hulle lyk soos ek en jy, mooi aangetrek, partykeer baie mooier as ek preek nie genoeg geld los nie, so ek kan ook nie 'n R5,000 se pak klere aantrek nie, maar hoe dit ook al mag sê. Hulle staan daarvoor en hulle vertel allerhande dinge wat die Here aan hulle geopenbaar het, hoe hy met hulle gepraat het, en Paulus sê, luister, ek wil julle as 'n reine maagd voor Christus stel. Daar's een doel in my bediening en benou nie, dat u sal lief wees vir hierdie boek, en dat u alles sal ondersoek aan die hand van hierdie boek. As die boek dit nie sê nie, ek gee nie om wie sê wat nie, dan sê God dit nie. Dis wat ek wil doen, in my bediening en benou nie, wat ek gedoen het in Vredendal, wat ek gedoen het in Springs gemeente. Onthou jy die begin van die boodskap? Dan gaan 'n dag aanbreek wat ons voor hom gaan staan. En my enigste begeerte is om te hoor, mooi so. O Gerard, mooi so. En dan die loon aan sy voete neer te lê en vir hom te sê, Here, niks wat ek het, verdien ek nie, is alles genade uit u hand. Ek sluit af, wat leer ons uit die verhaal van die ryk man en Lazarus? En jy mag miskien dink, nou, hoe kom jy by ryk man en Lazarus uit? Jy is besig om oor openbaringe van die hemel en die hel te praat. Kom, ek gaan vir u sê, hoe pas hierdie verhaal in, presies by dit wat ons vanmôre probeer weerlê, en hoe hierdie verhaal weerlê dit, wat mense vandag skryf oor openbaringe van die hemel,
en Openbaringe van die hel. U ken die verhaal van die ryk man en Lazarus, daar was 2 manne gewees. Nou hierdie verhaal was nie 'n lang gelede rooikapie storie nie. Die Here praat hier van 'n spesifieke man wat geleef het, sy naam was Lazarus. En die Bybel sê dat hy by die poort van die ryk man gesit het en hy het gebedel, die ryk man het nie vir hom kos gegee nie, die ryk man het hom verag. Die honde het sy swere gelek en dit beteken nie dat arme mense hemel toe gaan en ryk mense hel toe nie. Dis nie wat die storie vir ons vertel nie. Die Here probeer vir ons 'n beginselsaak deurgee. En vers 23 sê die ryk man het ook gesterwe en hy's begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte is, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Hoor nou, maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Hy sê, en by dit alles is daar tussen ons en julle groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. Hoor dat sê vers 27. Dis miskien die eerste maal dat hierdie ryk man in sy lewe gebid het. En hy bid nie tot God nie, hy bid tot Abraham en hy sê, ek bid u dan, Vader Abraham, om hom, Lazarus, na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. En toe roep Abraham vir Lazarus en sê, kom jou maat, jy gaan môreoggend so laat terug na die ryk man se huis en jy gaan sy broers waarsku. En jy gaan vir hulle skryf oor wat jy hier ervaar het, en wat hy ervaar, totdat hulle tot bekering kan kom. Lees ons dit in die Bybel. Ek lees vir die vers 29, dat ons die konteks verstaan. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Dis of die ryk man sê, Abraham, jy verstaan nie. Ek gaan vir jou weer herhaal, wat ek in die eerste plek gesê het, want lyk my, jy verstaan nie. Die smart wat ek ervaar, is geweldig, dis intens. Ek wil nie hê, my broers moet in hierdie plek kom nie. Hy sê, Vader Abraham, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Is dit so? So asof bekering die goeie werk van 'n mens is, wat hy uitgedink het op 'n goeie tydstip in sy lewe. Vers 31. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Ek wil vanmôre vir jou en vir my die waarskuwing gee, en ek wil hê jy moet luister, ek is amper klaar. As jy nou 'n bietjie slaperig voel, staan miskien vinnig op. Ek sal dit nie as 'n uitnodiging aanvaar, dat jy vorentoe wil kom en oor wil vat nie, maar moenie dit mis wat ek nou gaan sê nie. Ek wil vir u sê, ons het meer as Moses en die profete in ons hand. Ons het die volmaakte kanon, die 66 geïnspireerde boeke van die Bybel. Daarom sal ons oordeel groter wees. Want ons het meer van God se waarheid waarna ons kan kyk en lees. Abraham sê, luister, en per implikasie kan ons dit vandag toepas. Jy hoef nie die nuutste top verkoper gaan koop om te sien wat in die ewigheid aan die gang is nie. Lees jou Bybel en maak jou klaar om God te ontmoet. Martin Luther, u ken almal hom, né? Dis nou hierdie man wat die reformatie teweeg gebring het, en die Here het hom gebruik as Rooms-Katolieke priester om die reformatie na vore te bring. En hy skryf en hy sê, from the beginning of my reformation, I have asked God to send me neither dreams, nor visions, nor angels, but to give me the right understanding of His Word, the Holy Scriptures. For as long as I have God's Word, I know that I am walking in His way, and that I shall not fall into any error or delusion. En dan wil ek sê, waarom is daar so
'n aanvegting van kerke in die algemeen teen hierdie manne, soos Martin Luther en Johannes Calvin en hierdie groot hervormers, as hulle dan so lief was vir God se woord. U sien, die probleem is, as jy die Here nie ken nie, is God se woord vir jou 'n boek wat jou sal verveel. Dit is vir my so belangrik, want 2 Timoteus 3:16 sê die hele skrif is deur God ingegee, deur God vir ons gegee. Dis nuttig tot ons lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Vanmôre het ons weerlegging gedoen. Ons het vanmôre vir u gewys dat hierdie boeke wat verkoop en topverkopers is nie eg nie. Dis nie eie aan die skrif nie. Dit is nie 'n mandaat wat God vir die kerk gegee het nie. Dit is juis goed wat ons aandag en fokus van die Bybel wegtrek. Vers 17 kom en verduidelik waarom vers 16 so belangrik is, dat die hele skrif deur God vir ons gegee is sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Die Bybel sê vir ons in 2 Petrus 1:19, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte. Nou, nie een van ons het 'n verduideliking nodig met 'n lamp in 'n donker plek nie. Suid-Afrika is op die oomblik donker. Jy kyk nog vir jou vrou en jy gesels lekker met haar in die volgende oomblik. Weg is sy. Jy hoor die stem, maar jy sien niks nie. En dan het hulle sulke klein LED lampies. Hy is omtrent so groot in vergelyking met die groot vertrek wat jy in sit, en jy sit hom aan en daar's jou vrou weer. Dis nie 'n visioen wat jy het of openbaring nie. Dis Jane en sy, die lig het aangekom, nou sien jy haar net weer. En wat sê die Bybel vir ons? Dis hoe God se woord is. Dis soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek wanneer die Here ons sal kom haal. Met ander woorde, tot die dag van Jesus se wederkoms, tot hier aan die einde, sal God se woord ons gesag bly, en net sy woord en sy woord alleen. Ek is tans in die boek Psalms besig, en die Here het my hierdie kosbare waarheid kom leer in hierdie tyd, en ek het gister met die kerkraad gedeel by ons kerkraadsvergadering. Psalm 35 vers 3 sê Dawid, spreek tot my siel, ek is jou heil. En ek dink by myself, wat bedoel Dawid, spreek tot my siel? Wil hy 'n stem van die Here hoor? En ek begin bietjie navorsing doen, en ek kom by hierdie wonderlike waarheid uit. Die koning moes 'n afskrif van die wetboek by hom hou. Die opdrag was dat hy elke dag daaruit moes lees. En Dawid sê in sy toestand, Here, deur u woord spreek tot my hart, dat ek kan weet, God praat nou met my. Dis nie A, B en C nie, dis nie Piet se opinie en Jan se opinie nie, dit is wat God tot my siel uit sy woord spreek. En ek weet nie van u nie, maar wanneer God praat deur sy woord, dan raak die storm hier binnekant stil. En jy lees weer, en jy lees nog 'n keer, en jy sê, wow, is dit wat God tot my siel wil spreek? Jy sien, wanneer ons die woord van die Here gering ag, dan wonder ons, waarom maak mense so bohaai van die Bybel? Maar as ons die God van die Bybel lief het, en ons lees die woord, dan dink ons by onsself, wow, geen mens kon so boek geskryf het nie. 'n tydlose boek wat oupa en ouma en hulle oupas en oumas gelees het, en daarin vertroosting gevind het, en ek gaan dit lees in my kinders se kinders, as die Here vertoef om te kom. Die vaste fondasie onder ons voete, God se wonderlike woord. As leraar, en ek sluit nou regtig af, wil ek u aanmoedig, en as ek kon u beveel, om geensins hierdie boeke te lees, of selfs 'n gedagte te skenk aan, kan dit miskien die waarheid wees nie. Hierdie boeke, drome, visioene, stemme en ervarings is niks anders as misleiding, verleiding en geldmaakfoefies, wat byval vind by die sensasie gedrewe soekers van die 21ste eeu nie. God se woord is genoegsaam vir jou en my, en God se woord is alles klaar opgeteken, wat hy nodig geag het om oor die hemel, oor die hel, oor sonde, oor sy kruisiging, oor sy plaasvervangende dood, ensovoorts, ensovoorts, vir ons te sê. Lees en glo die Bybel. En nou sluit ek af met 'n aanhaling wat Spurgeon gesê. C.A. Spurgeon, klaar in die hemel, en geniet die teenwoordigheid van die Here, het gesê,
the Bible, the whole Bible, and nothing but the Bible is the religion of Christ Church. Is ons 'n gemeente van die Bybel? Is u lief vir die woord? Gaan u vanmiddag huis toe en in hierdie week hierdie boodskap toets aan die hand van die woord? As u dit gaan doen, sal u nie val vir elke leuen wat die rond te doen nie. Maar u sal soos die Berea gemeente wees. U ontmoedig, u hoor, u luister, u sê, dit is nie God se woord nie. U hoor, u lees, u luister, u sê, wow, dis wat God vir my wil sê. Mag die Here my en jou genade gee, en ons vertrou die Here dat ons volgende week by Openbaring 5 sal uitkom. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre so ietsie kon leer uit hierdie leuen van ons tyd, wat geweldig veld wen, oor die televisiekanale, in Christelike boekwinkels, onder Christene, onder mense. En deesdae praat mense nie meer oor die Bybel nie, maar oor, het jy daai boek gelees van daardie ervaring en daardie belewenis en daai een wat hemel toe is en daai een wat die hel gesien het. Ek pleit by u Here dat ons die woord van God hoog sal ag. Dat ons hierdie woord sal lief hê, dat ons hierdie woord sal omhels. Dat ons die God van hierdie Bybel sal liefkry deur die lees van die Bybel wat hy vir ons gegee het. U het u self daarin geopenbaar. Daarom sê daar die ou pragtige sonnaskoolliedjie, wonderbaar boek, sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam. Dit is 'n wonderbaar boek. Vind ons getroue studente van u woord en word u verheerlik in ons midde. Amen.